Geliefdes, die tema van môre se erediens is waak en bid by Getsemane se vleeslike versoekings. Waak en bid by Getsemane se vleeslike versoekings. Ons is in die lydingstydperk. Ons dink aan die lyding van ons Here Jesus en hoe dat ons ook daardeur geraak word en in hom ons lyding ook kan deurstaan. Kom ons maak oop by Gesang 8. Dan sluit ons koorsang daarmee af. Gesang 8, ons sing vers 1, hartlik saam, die blystaande vir die fotum en die seën groet, en dan sing ons spontaan Gesang 288. Gesang 288, vers 1 en vers 3. Gesang 288, vers 1 en vers 3, na die fotum en die seën groet. Ons sluit nou af die voorsang met Gesang 8. Yeah.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here, soos wat ons dit vind in Deuteronomium, hoofstuk 5. Ons lees daarvan in vers 6 tot vers 21. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer ons dan ook so die wet van die Here aanhoor,
Laat ons onsself nie daarin probeer regverdig deur af te tik, wat doen ons nie, maar laat ons verootmoedig en bely en erken dat ons die sondaar voor God is, waarvan die wet dan ook vir ons aankla, maar ook vir ons aanmoedig en aanbeveel om te vlug na Christus as die verlosser van ons sondes, hy wat hierdie wet in volle nagekom het. Kom ons blaai dan na Psalm 25, dan doen ons dan ook daar in ons ware skuldbelydenis deur saam te sing vers 3 en vers 5. Psalm 25 vers 3 en vers 5. Dan die wet van die Here aangehoor het, dat ons herinner aan ons sondigheid, en ons het ook ons skuld voor die Here kom bely met Psalm 25, kom die vermaning en die genadeverkondiging vir ons dan ook uit Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou, met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade alleen deur die soenverdienste van ons Here Jesus Christus daardie genade verwerk, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe van ongeloof in Jesus Christus. Kom ons doen dan nou ons geloofsbelydenis, die 12 artikels, ek gaan vir u voor en u volg opreg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord dan ook met Psalm 33 op hierdie
genade wat die Here ook vir ons betoon deur sy seun, dan sing ons Psalm 33 vers 11. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop vanmôre by Matteus 26, waar die Here erg beproef word ook daar in die tuin van Getsemane. Matteus 26, ons gaan lees vanaf vers 36 tot vers 46. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, U is 'n enige wese, maar U maak Uself aan ons bekend in die drie persone, die Skepper Vader, die Verlosser Seun en die leiding van die Heilige Gees deur ons harte. Here, en dit is op grond van U drie-eenheid en U grootheid en U almag, U alomteenwoordigheid, U alwetendheid, U soewereiniteit en U raad, dat U ons dan ook vanmôre so by mekaar verenig. Dat U ook U kerk aan mekaar hou en by mekaar hou. Dankie Hemelse Vader vir U grootheid en U goedheid ook hierin. Dat ons ook so mag deel kry aan U deur U genade alleen. Here, waar ons in hierdie lydingstyd is, wil ons vir U bid en vra dat ons as nietige mense, as begenadigde sondaars, kan weet, Here, dat ook in ons lyding en in ons swaar kry op hierdie aarde ons nie dit verniet en te vergeefs deurmaak nie. Maar dat dit alles werk tot ons heil, deur U raad, deur U beskikking. En wanneer ons vanmôre ook stil staan hier by die tuin van Getsemane, Here, mag ons ook in hierdie gedeelte leer hoe ons beraad moet wees en hoe ons ook ons lyding moet aanvaar en moet bid vir krag van U af. Open daarom vir ons die skrifte, Here, soos net U deur U Gees dit kan doen. Mag die mens, Here, wegraak, mag slegs U woord spreek, en mag slegs U Gees, Here, in ons harte vir ons so versterk, soos U dit wil doen, in elke een van ons. Spreek, Here, want U diensknegt en U diensmaagd, die beluister. Ons vra dit alleen in die naam van U Seun Jesus Christus, ons Here en ons God. Amen. Matteus 26 vanaf vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels: "Sit hier onderwyl ek daar gaan bid." En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word.
Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slag, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk, die uur is naby en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Ons teksgedeelte is vers 41. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes in die Here Jesus Christus, volgens vers 36, waar ons begin het in hierdie gedeelte, is die plek waar die Here Jesus en sy 3 disippels gaan, Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, Getsemane. Nou die woord Getsemane het besondere betekenis, veral in hierdie konteks. Die woord Getsemane beteken oliepers. Oliepers. Daar waar die olywe gedruk word, totdat die olie uit hulle uitkom. Die oliepers, Getsemane. En dit is juis in die druk van die olywe, waarin ons ook iets moet sien van die druk wat op 'n mens kom druk in tye van versoekings en beproewings. Net so in ons lewens is dit onder hierdie druk van die omstandighede wat die Here oor ons bring, dat ons ook gepers word en gedruk word op die punt toe waar ons bid. Want nood leer bid. Hoe anders sal ons afhanklikheid voor die Here kan betuig, as dit nie is vir die Getsemane oomblikke ook in ons lewens nie. Die oliepers oomblikke. Vir die Here Jesus lê daar nou 'n groot druk voor hom. Die Paasnaweek is op pad. Die ergste smarte lê op hom en wag. As 'n mens 100% mens en God, maar ook na die vlees, is hierdie vooruitsig van lyding vir hom en hierdie smarte baie erg dat vers 37 sê, dit maak vir hom diep bedroef en benoud. Die pers wat druk. Geliefdes, om na die liggaam trou te bly aan sy Vader in die hemel en hierdie lydingsweg te stap ten spyte van hierdie beker wat hy moet drink, bid hy ook. Hy bid ernstig tot 3 maal in die nag. Die woorde wat ons hier lees is nie die enigste woorde wat gebid is nie, maar dis die kern van sy gebede. Hy bid. Die oliepers, die beproewing, die versoeking, die Getsemane, onder die druk van hierdie swakke vlees, dat hy tog nie sy roeping sal versaak nie. Want dit is wat druk wil hê, dat jy jou roeping moet versaak, dat jy moet verloon.
Hebreërs 5 vers 7 sê, hy, dis Christus, wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Ons kan hiermee assosieer, nie tot die mate toe wat Christus beproef is nie, maar ons beleef dit. Maar in die kontras van hierdie gebedsworsteling van die Here Jesus vir dit wat kom, is sy disippels apaties. Hulle bid nie. Gebed is in die stryd teen jou vleeslike sondaar uiters belangrik, want die druk van die stryd op jou liggaam is die punt wat gaan soog. Dis die punt waar jy gaan oorgee. Dis die punt waar jy gaan verloon. Hulle moet bid. Hulle het nie gebid nie. Hulle het geswoeg. Hulle het verloon. Hulle liggame kon nie die druk vat nie. Ons het geestelike krag nodig, sodat ons liggame die regte ding sal laat doen, ongeag ons liggaam se benoudheid en ons liggaam se beproefdheid. Daarom, waak en bid by Getsemane se vleeslike versoekings. In die eerste plek bid of gebed hou vertroue in God. Gebed hou ons voorbereid en gebed hou ons aan God se krag. In die eerste plek gebed hou ons vertroue in God en nie in onsself nie. Vers 41, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes, vrees is die ding onder baie spanninge wat 'n duidelike skeiding kom maak tussen die wat geestelik sterk is en die wat vleeslik swak is. Daarom vers 41, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ons het geestelike krag nodig om tydens vrees wat jou liggaam ervaar in die spanninge en die drukking in jou lewe, dat jou gees jou liggaam gedissiplineerd hou, om selfs waar dit nodig is die lyding te kan verduur, om loyaal te bly en hierdie gesindheid van liefdevolle welwillendheid te behou en nie te onttrek nie, om nie weg te hardloop nie. Die waarskuwing wat die Here rig, is dalk ook baie meer spesifiek op Petrus gerig. Want Petrus se naam word hier genoem, 2 maal. Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, en wanneer die Here Jesus terugkom, dan sê hy vir Petrus, julle kon nie eers 1 uur saam met my waak nie. Die rede hoekom die Here Jesus dit so doen, is omdat Petrus juis net in die vorige gedeelte by Matteus 26 vers 33 vir die Here Jesus hierdie woorde beloof het: al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Ek sal u nie verloon nie, ek is sterk. Hoor u die woorde? Die vrees uit ons liggaam bederf baie maklik ons geeste se goeie vertroue in God en die gesindheid van hierdie welwillende liefde te betoon. Dan hou die goeie werke op wanneer die vrees die oorhand kry. Dis juis Petrus wat later uit vrees, gedryf deur sy liggaam soos 'n lafaard optree, en die Here Jesus verloon. Sleg voel daaroor, want sy gees was gewillig, maar sy vlees was swak. Wat van ons?
Ons gees kan ons baie mooi dinge verbeel. In ons geeste kan ons onsself baie dapper gedra en vir onsself scenario's skep van hoe ons gaan optree in welwillendheid en goedheid en liefde en optredes. Maar vrees verlam die liggaam om die goeie, loyale, liefdevolle opoffering te maak. Wat ons onsself soms so verbeel en voorneem. Wanneer groot benoudheid en angs 'n mens begin druk, waar gaan ons vertroue instel? Waarin gaan ons vertroue stel? In die vrese van die liggaam oorgee en weghardloop en wegvlug en ophou goed doen? Of in ons Here? Die Here Jesus moedig sy disippels aan om saam met hom te waak en te bid, sodat hulle self nie val wanneer hierdie versoekings van vrees hulle oorweldig en hierdie angs hulle dalk kan lei tot lafhartige optrede nie. Want hulle gaan aanskou wat 'n liggaam kan oorkom wanneer hy val in die hande van 'n vyand. Dis in gebed waar ons vertroue stel in God en nie in onsself nie. En dit is waarin gebed ons help. Hier moet ons ook die onderskeid maak tussen 'n ware geesgedrewe broer en suster en die wat nog swak is in die vlees. Ons noem hulle mos maar sommer groot praters. Geliefdes, ken ons die druk van Getsemane. Die grootprater vertel hoe dapper hy 'n situasie gaan hanteer soos Petrus as dit op hom sou afkom. Hy vertrou dat hy sal vleeslik staande bly wanneer die druk en die benoudheid en die bedroefdheid hom oorkom na die liggaam. Iemand wat soveel vertroue in sy vleeslike krag stel, hou nie rekening met die geweldige aggressie van die aanslag van die bose op die mense lewe nie. Die Satans magte. Die wrede aanslag wat die Here Jesus gaan moet verduur, kom doen hy beslis ook nie uit onkunde of uit naïwiteit uit nie. As seun van God weet hy waar hy sy krag moet kry. Nie vertroue in sy liggaam se vrese en angs nie, maar vertroue in sy hemelse Vader, alleen. Die disippels het nie rekening gehou met hulle vleeslike swakheid, toe Getsemane na hulle kant toe kom. Toe die oliepers begin druk nie. Hulle verloon die Here Jesus. Geliefdes, en dit is by hierdie punt waar ons en mekaar as broers en susters moet vra. En miskien dalk ook as mede-Afrikaners, blanke Afrikaners in hierdie land, as Getsemane gaan druk op ons, wat gaan ons doen? Ons voel iets daarvan. Bid ons, waak ons mense. Van ons uur van benoudheid en angs ook die Here Jesus verloon vir 'n ekstra geldjie, vir 'n ekstra oorlewing na die liggaam. Gaan ons mekaar verloon. Laat ons nie die brullende leeu, die Satan, wat ook genoem word die mensemoordenaar se aanslag op ons onderskat. Laat ons nie vertrou op ons nietige sondaar, maar laat ons vertrou op God. Alleen vertrou in die drie-enige God. In die tweede plek, gebed hou ons voorberei. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
Geliefdes, dapperheid, getrouheid, loyaliteit, dis alles geestelike krag. Dis nie fisiese krag nie. Hierdie gedrag om so op te tree, het jy 'n ander bron nodig as jouself. Jy het God nodig. In ons geleesde gedeelte het Petrus en die disippels nie verstaan wat gaan gebeur na Getsemane nie. Hulle was houtgerus. Hulle het geslaap. Al het die Here Jesus vir hulle herhaaldelik op die pad van Samaria tot by Jerusalem vertel wat gaan met hom gebeur. En dan moes hy al by geleentheid vir Petrus bestraf, omdat Petrus nie wil hê hy moet gaan sterf aan die kruis nie. Hulle het genoeg geweet om waarlik ook te kon waak en bid. Ons weet genoeg van hierdie lewe af, dat ons moet weet, ons moet ook waak en bid. Hulle wou dit nie hoor nie. Hulle het nie verstaan om geestelik voorbereid te wees op die aanslag nie. En net soos die disippels, weet nie een van ons, wanneer kom die volgende aanslag in ons huisgesinne, in ons kerk, in ons volk nie. Maar ons weet dit kom, ons weet dit is altyd daar, dit is altyd moontlik. Hoe gaan ons staande bly in hierdie geestelike aanslag? Die lewe lê gesaai met die beproewings en die versoekings. En dit raak ons liggame. Dit raak eerste ons liggame. Dit raak ons versorging. Dit raak ons veiligheid. Dit raak ons oorlewing. Daarom moet jy altyd jouself geestelik voorberei vir die sonde wat so op die hart lê en loer, om jou swak te maak en jou uit te wys as lafhartig, dislojaal, ontrou. Genesis 4 vers 7 sê die Here vir Kain: is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Christus wys vir ons hoe om te heers oor die swakheid van my vlees. Om te waak en te bid is om geestelik voorbereid te wees, sodat ons nie deur die swakheid van ons vlees verlonend en dislojaal optree nie. Ons moet daarom weet, wat is ons 3 vernaamste vyande? Hulle is nie ver te soek nie. Die 3 vernaamste vyande, soos die katekismus dit vir ons leer, is jou eie sonde eerste. Jou eie sonde. Dan is dit die wêreldse sonde wat na jou kant toe kom, die verleiding. En dan is dit die duiwel homself. Die vyand is nie daar ver nie. Hy's nader as wat ons dink. En die swakheid van die vlees struikel maklik in hierdie beproewings en versoekings. Gebed berei ons voor. Selfs al moet die lyding of al moet die beproewing vir ons lyding werk na die liggaam, sal ons die lyding kan deurstaan deur voorbereid te wees, deur te waak en te bid. In die 3de plek, gebed laat my leef in God se krag. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Geliefdes, 3 keer gaan bid die Here Jesus dat sy gees sterk moet bly teen die aanslag wat vir hom voorlê. Paasnaweek. Die kruisiging. Die slagting van die lam, waar sy liggaam gebreek sal word. Maar ons hoor hoe worstel hy met sy liggaam, sy vlees, sy swakheid. Dis 'n werklikheid.
En ons kan almal daarmee assosieer, wanneer ons liggame agteruitgang, wanneer ons liggame nie wil saamwerk nie, wanneer ons liggame bang en benoud is. Die Here Jesus as die Seun van God in die drie eenheid, vra onder gebed in vers 39, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. As die Seun van God, is sy gebed nie 'n lafhartige versoek na uitkoms, weg van sy aardse roeping af nie, maar sy gebed is om krag te hê teen sy swakke vlees. Hy het sy hemelse Vader se krag nodig om met sy liggaam hierdie volle pad van die kruis te loop. Om dapper te bly in lojaliteit, in geloof, in vertroue, in die grootste liefdesdaad in die geskiedenis van hierdie wêreld, om sy liggaam op te offer vir jou en my. 'n werklike stryd. Hy vra vir krag. Ons hoor hy vra, is dit moontlik dat die beker by hom moet verbygaan? En ons weet hy vra dit ter wille van sy liggaam en siel. Die beker is die simbool van baie swaar beproewing. Uiteindelik gaan die Here Jesus nie net na sy liggaam gebreek word nie. Hy weet ook om die volle las te dra, moet God hom verwerp aan die kruis. In sy diepste oomblik van nood moet God hom los, sodat jy en ek in ons diepste oomblik nooit gelos hoef te word nie. Dis die volle druk vir hom. Dit maak sy druk veel hoër as enige ander mens. Hy weet dit. As dit moontlik is dat die beker kan verbygaan, is nie 'n ongeldige versoek nie. Is nie 'n ongeldige vraag nie. Tog nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy weet na sy gees wat is die wil van sy Vader. Daarom deur die gebed moet sy liggaam onderwerp word aan sy gees. Die gees is gewillig, maar nie die vlees nie. 'n Ernstige worsteling om gehoorsaam te bly aan die opdrag van sy Vader. Hy bid daarom nie om nie die beker te drink nie, maar vir krag van sy Vader om die beker te drink met 'n waardigheid. Nie te skree aan daai kruis nie. Nie te veroordeel wanneer die ander hom kruisig nie. Om waardig die lam van God te bly in die swaarste lyding. En dan eindig hierdie gedeelte op 'n mooi hoogtepunt, vers 45 en 46. Daar is 'n soort berusting by Christus te vind. Daar's 'n soort tevredenheid. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort in rus. Kyk, die uur is naby en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Ek is voorbereid, al is julle nie voorbereid nie. Ek gaan die offer betaal, ter wille van julle onvoorbereidheid, sodat julle kan weet wat het hier gebeur in Getsemane. Hy's gereed en gesterk om nou na sy gees en sy vlees, na sy liggaam oorgelewer te word in die hande van sondaars. Die wat die wet van die Here haat. Die wat nie die wet van die Here eers aandink en oordink. Hulle gaan hom kruisig. Die krag van vertroue deur gebed in ons hemelse Vader.
Ons geleesde gedeelte bevestig dat ons nie alles kry wat ons vra nie, maar dat ons deur waak en bid wel die krag sal ontvang om als deur te maak wat die Here vir ons ook beplan. Hy beplan vir ons almal ons lewens. Ons is in sy raad. Hy is soewerein. Hy beskik oor die lot van volkere en nasies. So beskik hy oor elkeen van ons ook. Laat ons bid. Laat nie my wil geskied nie, maar u wil. God laat dit toe soos hy wil. Maar ons moet leer dat Christus ons nie sonder krag ooit sal los nie. Daarom Hebreërs 2 vers 18. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons kan bid. Hy bepaal alles wat in ons lewens gaan gebeur. Maar omdat ons Vader so kragtig is en ons toelaat om deur sy Seun te kan bid tot hom, daarom sal hy ook vir ons die krag gee wat hy vir sy Seun gegee het, om ook ons druk en beproewing en versoeking na die liggaam te kan deurstaan. Geliefdes, almal van ons maak beproewings en versoekings deur. Die vraag is, hoe lyk jy na daai beproewings, na daai versoeking? Is jy meer teleurgestel in jouself, soos wat Petrus was? Of het jy met die krag van die Here Jesus Christus manlik en moedig en dapper jou versoeking en beproewing deurstaan? Wat is jou beker? Wat is jou Getsemane? Wat is jou parskyp? Gaan jy liggaamlik toegee onder die druk? God se beginsels verloon? Gaan jy God se beleid verloon in jou lewe? Gaan jy jou rug draai op God wanneer dit swaarder en swaarder word? Gaan jy jou roeping verloon? Daar waar die Here jou geplaas het? Of gaan jy waak en bid en geestelik sterk bly en so jou liggaam dissiplineer? Ons is in die herdenking van ons Here Jesus se lydingstyd. Maar sy lyding sluit nie ons lyding uit nie. Dit kom vervul dit. Dit maak dit voller. Dit gee dit betekenis. Ons ly nie verniet nie. Hoe gedra ons in ons tyd van lyding en swaar kry? Ons moet leer by hom. Ons moet weet hy laat ons nie alleen nie. Hy sal ons altyd help. Hebreërs 4 vers 15 sluit ons mee af. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hy is jou hoëpriester. En die werk van die hoëpriester in die Ou Testament was dat die volk deur hom gebid het tot die Vader toe. Jy kan bid deur Jesus Christus tot die Vader. En die krag wat die Here Jesus Christus ontvang het, sal hy ook vir jou gee in jou tyd van beproewing. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons kom staan voor U, miskien verleë soos 'n Petrus. En dan kan ons maar net vir U kom vra, Here, leer ons om te waak en te bid, om ons vertroue in U te bly stel, om so voorberei te wees op wat ook al op ons lewenspad vir ons wag, om so ook te put uit U krag uit, en nie staat te maak op onsself nie. En laat ons ook hierdie Getsemane gebeure gebruik, Here, om ook 'n onderskeid te maak in die lewe rondom ons. Gee vir ons die genade, Here, om te onderskei tussen die wat geestelik optree en die wat vleeslik optree.
bid, Here, dat U vir ons geestelik sal hou, sodat ook ons liggame die nodige offers kan wees, waar dit nodig is, soos U bepaal in U raadsbesluit. Vergewe al ons sondes. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit met Gesang 305. Gesang 305. Wees stil en weet, ek is die Heer. Vers 4, wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Kom ons sluit af met Gesang 305, al 4 die verse. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.